Vriende, welkom by Leef die Woord. Dit is Opstanding Sondag, wat 'n heerlike en groot vreugde vir ons om te vier en te herdenk dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, wat beteken dat ons Jesus leef. Kom ons bid saam. Hoe wonderlik om met die lewende Jesus te gesels. U leef, en omdat U leef, sal ons leef. Here, sal U vandag, terwyl ons so rondom die woord met blydskap en dankbaarheid in ons harte vergader, deur U woord tot ons harte en lewens kom spreek. Ons stel ons oop om van U te ontvang. In Jesus se naam. Amen. Soos ek gesê het, dit is vandag weer Opstanding Sondag. Ons vier en herdenk die groot waarheid dat Jesus leef en Jesus het uit die dood uit opgestaan. En vir ons oordenking vandag, dink ons na oor die gebeurtenis van die twee disippels wat op die pad na Emmaus gereis het en toe Jesus by hulle aangesluit het. Ons lees dit in Lukas 24 vanaf vers 13 tot 35. En die verhaal het min of meer so afgespeel. Twee disippels, waarvan die een se naam Kleopas was, die ander een se naam word nie genoem nie, het van Jerusalem af gereis na Emmaus. Dit was ongeveer 8 myl van Jerusalem af gewees. En terwyl hulle op hierdie pad was hulle bedroef en hulle was ontstel en hulle het met mekaar gesels oor alles wat afgespeel het die afgelope paar dae in Jerusalem. En terwyl hulle so met mekaar gesels, het Jesus by hulle aangesluit, sonder dat hulle geweet het dat dit Jesus is. Kleopas en die ander disipel, wie se naam nie genoem was nie een van die 11 disippels van die Here Jesus Christus gewees nie. En nou stap Jesus saam met hulle en hy vra vir hulle, waarom is hulle so ontstel, waarom is hulle so bedroef? En dan begin hulle met Jesus gesels en eers is hulle verbasing so groot, toe hulle vir Jesus vra, is jy die enigste vreemdeling in Jerusalem? Weet jy nie wat als gebeur het nie? Het jy nie gesien en jy nie gehoor nie? Immers net gehoor daarvan nie. En dan vra Jesus hulle uit en dan begin hulle met Jesus gesels oor Jesus, sonder dat hulle weet dat dit Jesus is, en vertel vir hulle wat die Joodse raad gedoen het, hoe Jesus oorgelewer was en gekruisig was, en dat hy gesterf het, dat hy in die graf gelê was, en dat hulle die storie gehoor het, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Hulle het hom nog nie gesien nie, en daarom het dit nie 'n onmiddellike appel tot hulle geloof in Jesus Christus gerig nie. Hulle het gedink dat Jesus Christus een of ander politieke revolusie sou veroorsaak het, om die Romeinse oorheersing af te wend, en om 'n draai in die politieke bestel te bring. En dit het nie gebeur nie, en nou daar al 3 dae verloop, hulle het gehoor Jesus het uit die dood uit opgestaan, maar hulle het homself nog nie gesien nie. En dan sê Jesus vir hulle, hoe kan hulle so onverstandig wees? En dan begin hy vir hulle die skrifte aangaande homself uitlê, en hy begin met hulle gesels. En terwyl hulle nou reis na Emmaus, bly Jesus met hulle in gesprek. En op 'n stadium wou hulle afdraai Emmaus toe en Jesus wou reguit aanstap. En dan dring hulle by Jesus aan en sê nee, hy moet saam met hulle kom, hy moet saam met hulle Emmaus toe gaan, want dit het laat geword. En dan eet Jesus saam met hulle, en toe Jesus die brood breek en dit vir hulle gee, toe gaan hulle oë oop, toe is daar hierdie ontnigtering wat hulle beleef, en hulle sien dat dit Jesus Christus is, wat al die pad saam met hulle gestap het, en ewe skielik is Jesus weg. En dan sê hulle vir mekaar, was ons harte nie brandende, toe hy vir ons die skrifte uitgelê het nie, en hulle dadelik opgestaan en teruggegaan na Jerusalem, om te vertel wat hulle oorgekom het. Wat 'n wonderlike verhaal, en wanneer ons dit lees, dan besef ons dat daar niks en niemand is wat die skrifte vir ons so lewendig kan maak, soos Jesus Christus nie. Die waarheid aangaande Jesus Christus wat leef, is kragtig, dis aangrypend, en dit het 'n groot invloed en 'n groot impak op mense se lewens. Julle sien, vriende, geloof in die opstanding van die Here Jesus Christus gee vir ons insig in die skrifte, in soverre dit Jesus aangaan. Daarom kan ons sê dat Jesus Christus die skrifte laat lewe.
En ek stem saam met die kommentator Warren Wiersbe wanneer hy geskryf het, "The key to understanding the Bible is to see Jesus Christ on every page." Is dit nie tog so waar nie? Nou, om die skrifte te verstaan, moet ons Jesus op elke bladsy kan sien. Sonder geloof in die opstanding van ons Here Jesus Christus is enige vorm van skrifkennis, maar bloot net dit, maar net nog kennis van die skrifte. Maar wanneer jy en ek glo in Jesus Christus dat hy lewe, dan merk ons op dat Christus Jesus ons oë open sodat ons hom in die skrifte kan sien, en dan verhelder hy ons skrifte, of dan verhelder hy ons verstande sodat ons die skrifte kan verstaan. Ons raak nie bloot net bewus van die kennis aangaande Jesus Christus nie, ons word deur die Heilige Gees met waarheid aangaande Christus Jesus as die saligmaker. Ons word daarvan bewus, en 'n appel word tot ons ganse menswees gerig om in Jesus Christus te glo. Die vraag wat ons mee gekonfronteer word wanneer ons oë geopen word om die skrifte te verstaan, is die vraag: wat maak jy en ek met Jesus Christus? Maar wat ons verder ook opmerk, is dat geloof in die waarheid dat Christus Jesus uit die dood uit opgestaan het, die grondslag word van ons ywer vir die verkondiging van die evangelie. Net soos hierdie 2 disippels teruggegaan het na Jerusalem toe, om te gaan vertel wat hulle oorgekom het. Julle sien, sonder geloof in hierdie waarheid dat Christus Jesus uit die dood uit opgestaan het, sal daar in geen vorm van Christelike verkondiging enige vuur wees nie. Dit sal net eenvoudig 'n boodskap wees wat oorgelewer word. Maar wanneer ons glo dat Jesus Christus leef, is daar vuur en is daar erns en is daar oortuiging in die boodskap wat ons verkondig. Understanding Bible knowledge can lead to a big head, het Warren Wiersbe geskrywe. Hy sê, but receiving Bible truth in walking with the Savior will lead to a burning heart. Wanneer jy en ek hierdie waarheid aangaande Jesus Christus ontvang, dan bewerkstellig dit in ons 'n brandende hart en 'n begeerte om Jesus te verkondig. Wanneer ons besef en glo dat Jesus leef, en ons vanuit hierdie oortuiging van oorwinning van Christus Jesus oor die dood leef, dan sal ons anders leef, en ons sal anders getuig. Dan sal ons harte ook in ons brandende wees. Dan sal ons moeite doen om so gou as moontlik by soveel as moontlik mense uit te kom om aangaande die lewende Jesus Christus te getuig. Maar wanneer ek hierdie verhaal lees aangaande Jesus Christus en hoe hy saam met hierdie 2 disippels gewandel het, weg van Jerusalem af, is daar iets wat my aandag trek. Daar is iets omtrent Jesus se optrede wat my aanspreek. En dit laat my met 'n vraag. Dit laat ons vandag met hierdie vraag. Sal ons bereid wees om saam met mense 'n pad te stap, al verstaan hulle nog nie wie Jesus is nie, al stap hulle spreekwoordelik weg van Jerusalem af, weg van Golgotha af? Sal ons bereid wees om, soos Jesus saam met hierdie Emmausgangers gestap het, weg van Jerusalem af? Sal ons bereid wees om soos Jesus saam met mense weg te stap, om met hulle die waarheid te deel, alhoewel hulle nog nie verstaan nie? Ek bedoel nie hiermee dat ons geloof aflê nie, maar dat ons besef dat die waarheid ons sal dring om met mense pad te stap. Ons word soms te vinnig moedeloos, omdat mense nog nie kan sien wat ons sien nie, omdat hulle nie weet wat ons weet, omdat ons glo wat ons glo nie. Vriende, geloof is nie vir almal maklik nie. En net soos geloof nie altyd vir almal maklik is nie, is ons geduld en genade met mense ook nie altyd vir ons maklik nie. Dit tref my dat Jesus Christus nie dadelik hierdie 2 manne probeer oortuig het of aan hulle geopenbaar het wie hy is nie. Hy het hulle ook nie verwyd oor hulle gebrek aan insig nie, of oor hulle onkunde nie, maar hy het begin om vir hulle die skrifte uit te lê. Jy sien, jy en ek moet leer om soos Jesus bereid te wees om met mense 'n pad te stap, selfs
of miskien dalk veral wanneer mense nog nie verstaan nie en selfs begin wegbeweeg van wat hulle aanvanklik gehoor het. Hou op om mense te probeer oorreed hoe verkeerd hulle is. Begin met hulle 'n pad stap. Ek het in 2024 'n kosbare les geleer by 'n straatkind en 'n dwelmverslaafde. Julle het reg gehoor, by 'n straatkind, 'n dwelmverslaafde, het ek 'n baie groot les geleer. En hy het hierdie les salt genoem. Hy het my gesê, wanneer jy met mense pad begin stap, is die les salt baie belangrik. Die S staan vir stop. Dit beteken gewoon eenvoudig om lank genoeg stil te staan. Gee genoeg om tyd te maak. Ons sê so baie maklik dat dit nie oor ons gaan nie, maar ons maak dan nie tyd vir mense om met hulle tyd te spandeer nie. Stop. Staan net vir so 'n oomblik stil uit jou eie program en jou eie gejaagdheid uit. En dan gee dit aanleiding na die A van salt, wat staan vir ask. Ask a question. Vra 'n vraag. Probeer 'n koneksie kry, want dit gaan nie oor jou nie. Stop. En nou wil ek 'n verbintenis met mense kry. Jesus het dit gedoen. Toe hy met hierdie disippels begin saam stap het en hy uit sy eie agenda uit stil gaan staan het om met hulle bemoeienis te maak. In werklikheid was hulle op Jesus se agenda vir die dag gewees. En hy gaan stop het om saam met hulle te stap. Vra hulle 'n vraag. Watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle so bedroef? Jesus vra 'n vraag. En dan wat belangrik is die L wat staan vir listen. Luister, luister, luister. En luister om te connect. Moenie luister om te correct nie. Luister om beter 'n begrip te hê. Kry 'n verbinding met mense. Wanneer jy dan gestop het om 'n vraag te vra en aandagtig luister, dan gee dit aanleiding na die T in die woord salt. En dit staan vir tell the story. Vertel die storie oor Jesus Christus. En as dit nodig is, vertel dit oor en oor en oor. Ons moet by Jesus leer, en hy het dit meesterlik reg gekry. Jy sien, geliefdes, die waarheid praat vir homself. Ons moet net die kans daarvoor gee. Daardie aha oomblik sal gebeur wanneer Jesus Christus homself aan mense openbaar. Jy sien, ons werk is om te getuig, Jesus om homself te openbaar en die Heilige Gees om mense te oortuig. Daarom wil ek jou aanmoedig, ons wat weet dat Jesus leef, ons wat glo dat Jesus leef, kom ons hê geduld met mense. Ja, waarlik, Jesus het opgestaan, Jesus leef, en hierdie waarheid is brandende in ons harte, en dit dring ons en dit dryf ons om mense van Jesus te vertel. Laat ons daarom met mense geduld hê, om met hulle 'n pad te stap, al stap hulle weg van Jerusalem af. Dit maak nie die waarheid minder die waarheid nie, maar dit bevestig wel dat genade verder strek as ons geduld of ongeduld met onkundige mense, omdat hulle nog nie insig het in dit wat met betrekking tot Jesus gesê word nie. Ek wil julle aanmoedig, ek wil ons aanmoedig, dat ons 'n pad met mense stap. En ons grootste motivering daartoe is omdat Jesus leef. Mag hierdie waarheid vir jou baie beteken en mag dit jou inspireer om met mense oor Jesus te gesels. Stop. Ask a question. Listen attentively and tell the story. Kom ons bid saam. Ons Here Jesus, ons is opgewonde in dankbaarheid omdat U leef en ons het 'n storie om te vertel. Help ons om geduldig te wees, saam met mense te stap, totdat hulle daardie aha oomblik beleef en sien wie U is ons gebed in U kosbare naam. Amen.